Ons is in Romeine. As jy niet hier is, ons is in Romeine 12 al. Ons is deur die hele jaar, ons is in Romeine 12. Ons beweeg nogal, dit is al Oktober, kan jy dit glo? Dit is Oktober. It's amazing. Vanoggend se preek, moet ek bieg, het ek nogal gedink, ja, dit is 'n lekker preek. Tot die Here met my besig raak, en toe besef ek, dit is nie so 'n maklike, lekker preek nie. Dit is 'n bietjie moeiliker as wat ek gedink het dit gaan wees. Maar dit is tog, die woord van die Here is altyd wonderlik, en ons doen Romeine 12, julle het laasweek bietjie gesels oor die gawes, en daar was kinderdiens, en dit was baie oulik, ek was hier nie, maar ek het gehoor, die kinders het dit verskriklik geniet, daar was 'n probleem met die presente, want almal wil presente hê. Ons is 'n persent wat uitgedeel word aan ander mense, en interessant genoeg, Romeine 12 volg amper dieselfde resep as wat Paulus volg in 1 Korintiërs 12 en 13, waar hy met die Korinte praat oor die gawes van die Gees, en dan sê hy vir hulle, okay, almal het gawes, en jy weet, jy moet jou gawes uitleef, en dan kom hy in Romeine 1 Korintiërs 13, en dan sê die hele teksvers oor die liefde, al het ek die gawe om die tale te enige taal te praat, engele tale, maar ek het nie liefde nie, dat ek 'n klinkende simbaal en 'n gammels klonk geword, of wat ook al daai vertaling is. En dan sê hy die volgende, die liefde is geduldig, dan verduidelik hy wat die liefde is. En in Romeine doen hy amper dieselfde deel, as hy praat oor die gawes, hy begin met hierdie een, dit is soos 'n goue lyn wat dwars deur loop, is hierdie lyn van, hy begin met, ek doen 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God, is 'n lewende en 'n heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dis waarmee hy begin. En dan sê hy, hoe gee julle self as lewende heilige offer, is ook om nie net vir die Here julle self te gee nie, want as ons dit vir die Here doen, dan gee ons eintlik onsself vir mekaar, as 'n lewende heilige offer wat vir God aanneemlik is. Dit wil sê, ons raak die geskenk van God vir mekaar. En elkeen van ons het gawes wat ons gee, en die gawes is nie joune nie, die geskenke is nie joune nie, die geskenk is vir iemand anderste. En dan kom hy by hierdie punt in Romeine 12 vers 9, waar hy dan sê, okay, waaroor gaan dit nou eintlik alles? As ons onsself gee as lewende heilige offer, as ons onsself gee as 'n geskenk van God af vir ander mense, dan gaan dit eintlik maar oor die liefde. En so kom ons lees Romeine 12 vers 9. En dit is interessant, baie van hierdie klink soos wysheidsliteratuur, want dit is eintlik in 'n sekere sin wysheidsliteratuur. Baie van die kommentare sê, jy kry nie eintlik 'n goeie idee van wat Paulus hier wil sê nie, want hy noem letterlik net alles op. Maar as jy bietjie dieper delf in dit, dan kom jy agter, hy's eintlik maar soos 1 Korintiërs 13 besig om te beskryf wat liefde is. En al hierdie goeders wat hy sê, leer hy eintlik die gemeente in Rome, waarvan ons weet daar baie spanning is onder mense, tussen die Jode en die nie-Jode nie, is daar baie spanning, en hy skryf dit vir hulle, en hy verduidelik eintlik vir hulle wat die liefde is. So kom ons hoor wat hy sê hierso. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is, en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar, en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Moenie lui word nie, is eintlik die Grieks daar. Moenie lui word in julle volgelingskap van Jesus Christus nie. Jy weet, hou die vuur. Vers 12, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood, en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges, moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem, my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jy vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Jaco, dis 'n mondvol.
Dis letterlik, as jy hier deurlees, en wat ek gaan probeer doen is, ek gaan nie probeer eksegees te doen vandag vir u nie, ek gaan nie probeer die Griekse ding doen vir u, en alles verduidelik wat hier staan nie, ek gaan letterlik net, wat ons gaan doen is, ek gaan 'n bietjie gesels oor die teksgedeeltes, en wat daar staan, net vinnig, en dan gaan ons kyk, na hoe lyk ons in die speel van dit wat Paulus sê. Reg so. Wat is die liefde? Wat is die liefde? Dis miskien die grootste vraag in ons tyd, is dit nie? Almal roep vir liefde. Ek onthou daar was so my dogter het so 'n T-shirt gedra op 'n stadium wat sê van iemand gekry, liefde wen. Onthou julle daai groot ding is 'n liefde wen. Nou die vraag is, wat is 'n liefde wen? Natuurlik, verstaan jy? Daar is ons verskillende liefdes en so ons moet definieer wat die liefde is, want as ons nou vandag vir julle sê liefde wen, as ek vir julle sê wie stem saam liefde moet wen? Okay, net my vrou. Preach it, brother. Laat die liefde wen. As ek wil sê, sal die wêreld ook skree amen. Is dit nie so nie? Dis nie net die kerk wat dit skree nie, die wêreld sal dit ook skree. Julle ons moet mekaar begin lief hê. Die fout is dat ons te min liefde het. Wie dink ons het te min liefde in hierdie wêreld? Okay, party van julle het 'n wonderlike huwelik. This is amazing, verstaan jy? Maar sê ons dink, ons het te min liefde. Ek meen, jy kan net kyk, jy kan net die televisie aansit en dan besef jy dat liefde nie op hierdie stadium wen nie, dat dit verloor. En dat hoe meer ons praat oor liefde, hoe minder voel dit vir my, daar is liefde. Nou wat is die Bybelse definisie van liefde? Wat is die Bybelse definisie van liefde? Paulus begin hierdie ding, dit sê die liefde moet opreg wees. Moet nie fake wees nie. Moet nie skynheilig wees nie. Die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is. Nou, hier is 'n interessante woord vir julle. Ek het gesê, ek gaan nie oor Grieks praat nie, maar hier kom een Griekse woord. Het is interessant, daai woord vir afskie kom net daar voor in die Nuwe Testament. Op geen ander plek kom dit voor nie. Kom eers voor om Leon in die Septuaginta, wat die Ou Testamentiese Griekse vertaling is. Dit kom net daar voor, want dit is so 'n scary woord, dat hy nêrens in pas. Dit is erger as om te sê, jy haat iets. Jy het 'n renons, is die Afrikaanse woord, dink ek is amper hier. Jy het amper hierdie gevoel van, hierdie gevoel van, jy gaan opgooi as jy dit, verstaan. Dis wat hierdie woord beteken. Jy het so haat daarvoor. En hy begin hierdie woorde, die liefde moet opreg wees, verafskie wat sleg is. Dit wil sê, die liefde moet haat. Dis 'n moeilike een, nee. Ons dink liefde moet lief hê. Maar liefde kan net liefde wees, en dit kan net Bybelse liefde wees, en dit kan agape liefde wees, as liefde ook kan haat. Hou by my hierso, dis belangrik hierdie. Ek het hierdie hele week oor dit gedink, en begin dink, nou wat beteken dit? Dit klink tog teenstrydig. Hoe kan liefde liefde wees, maar liefde kan ook haat? Kom ek lees julle Screwtape Letters, se aanhaling. Sorry, dis in Engels, ek het vergeet om Afrikaans. Vra vir iemand wat Engels magtig is langs jou om dit te vertaal. In die Screwtape Letters, wie van julle het al Screwtape Letters gelees? Dis 'n boek wat jy moet lees. Jy moet dit lees. Dis een demoon wat met 'n ander demoon praat, en dis die chief demon van die duiwel wat praat met die klein duiweltjie, en dan wil hy om raad gee hoe mense te laat val. En dan sê hy die volgende: The real horror of modern world is not the sins which you find in it. Wat sê hy? Dis nie die sonde wat jy vind in dit nie, in die wêreld nie. Dis nie die probleem nie. But the tolerance of them. To make a man think that what he enjoys is automatically good is a very useful invention of ours. Want hier is die ding wat die moderne mens sê, ek maak niemand seer nie, dis liefde. Let's go for it. How can something that feels so good can be so wrong? Jy al daai nog hoor. Dit is die tipiese ding. How can something that feels so good be so wrong? Verstaan? Dis die definisie van hierdie wêreld. Die tweede ding wat hy sê, the safest way to corrupt a man is to make him feel comfortable in his sins, to convince him that God's commands are arbitrary and that love is just self-gratification. Al wat liefde is daai gevoel wat jy kry, hy warm gevoel. Wie aan jy nou vir haar vra om jou te trou en sy sê ja, verstaan jy, dis daai gevoel, nee. Dis liefde.
Oh, it's love. Tot jy getroud is vir 10 jaar met haar en dink jy myself, nee. Nee, dit gaan nie gebeur met hulle twee nie. Dit gaan nie gebeur met hulle twee nie. As nie 'n kans nie. Maar is dit nie so nie? Jy dink myself, ek het nou liefde ontdek. Dis daai warm gevoel wat jy het as iemand vir jou lief is, daai gevoel wat jy voel, dis 'n great gevoel wat jy het, en daar's iets van verliefdheid wat 'n wonderlike ding is, wat deel is van liefde, maar as liefde net die gevoel is, en liefde is net hierdie ding van, dit laat my goed voel, so dit beteken is liefde, dan is dit nie wat die Bybel sê oor liefde nie, want liefde is wat jy haat, net soveel as wat jy van hou. Liefde is net soveel wat jy haat, as waarvan jy hou. En daarom kan die liefde nooit gelyk wees aan aanvaarding nie. Want wat wil die wêreld hê? Die wêreld wil net hê, almal moet sê, onthou jy daar's in 1967 'n boek geskryf, I'm okay, you're okay. Iemand het al daai boek gehoor van? Iemand wat sielkinders swat? I'm okay, you're okay. Verstaan jy? Jy's reg, ek is reg. Almal is reg. Jy weet die utopia van hierdie wêreld wat dink, solank ons net mekaar kan aanvaar, dan gaan almal happy wees. Wie stem saam met dit? Solank almal net almal aanvaar. Tot iemand nie saamstem met jou aanvaarding nie. Hier is die probleem met daai stelling, en wat Paulus probeer sê oor die liefde met haat wat sleg is. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is, en hou vas aan dit wat goed is. As jy nog nie kwaad geraak het oor sonde nie, het jy nog nie lief gehad nie. As jy nog nie kwaad geraak, hoor my mooi, as jy nog nie kwaad geraak het vir sonde nie, het jy nog nie lief gehad nie. Interessant genoeg, net 'n interessante ding oor hierdie is, baie keer as mense, wie raak kwaad oor bedrog? Enigiemand wat baie kwaad raak vir bedrog? Okay, nee, jy kan jou hand hoog opsteek, asseblief. Jy moet nie daaroor wonder nie, verstaan jy? Ek wil amper sê, ek is vol van bedrog nou al, verstaan jy? Enigiemand nog? Verstaan jy? Wie is kwaad dat vrouens verkragt word? Enigiemand wat kwaad word daaroor? Iemand wat kwaad word, dat iemand anderste iemand se lewe neem. Iemand wat kwaad word vir die armes wat uitgebuit word en wat net armer word. Enigiemand kwaad daarvoor? Wonderlik. Ek dink ons word te min kwaad. Die enigste probleem met dit, enigiemand wat kwaad raak is 'n taxi vir hom inry omdat hy nie die pad se reëls doen nie. Enigiemand wat dit doen. Maar ry nie eers nie. Ja, maar ma's kwaad man. Wil jy los jou ma uit? Okay, kan ek gou dit vir jou vra? Jy weet nie wat liefde is nie, voor jy nie kwaad geword het vir sondes nie. Kan ek vir jou vra, was jy ooit kwaad vir jouself toe jy van 120, 140 gery het? Net as jy die boete gekry het, nee. Want ek het al in Silver Lakes gery en dan ry mense oor stopstraat asof daar nie eers bestaan nie. Jy sien, hier is die probleem met ons kwaad. Ons is kwaad vir ander mense se sonde. Maar die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is hier. Soos Nietzsche gesê het, evil runs through the heart of every single man in this world. Wie was al kwaad vir hulle self? Die liefde moet opreg wees vir afskuw wat sleg is. Dan besef ons wat liefde kos. Dan besef ons wat die liefde gekos het. Hier is die interessante ding van die Christelike liefde is, die Christelike liefde het wat gekos? Wat het die Christelike liefde gekos? Enigiemand van julle? Die kruis. Die liefde van Christus kos hom die kruis. Dis not a feel-good gospel. Dis nie, ons moet net mekaar lief hê. Verstaan jy, ons moet sê net alles is alright, alles is fine. Kan ek vir julle sê, een van die moeilikste dinge, dis een van die moeilikste dinge om iemand lief te hê. Wie hoekom? Want mense is nie lovable nie.
Een van die moeilikste dinge van Christelike liefde is dat jy met mense lief hê wat nie lovable is nie. En hier is die moeilikste deel, jy moet mense lief hê en hulle sonde haat. Dis 'n konsep wat ek nou nog nie verstaan nie. Ek verstaan nie hoe jy dit baie keer reg kry nie. Hoe kan jy jou lief hê, maar dan is dit dieselfde liefde wat jy het vir jouself, alhoewel jy haat wat jy doen, en jy het jouself nog steeds lief, en jy dink myself, ag man, verstaan jy, ek sal hom vergewe. Maar hier is die probleem. Die liefde van Christus het hom na die kruis toe gevat. En dis vir my hartseer, want dit maak dit moeilik. Want weet wat, meeste van die keer as jy wil lief hê, en jy het mense lief, dan het jy nie die reaksie wat jy wil kry nie, want dis nie 'n reaksie van liefde terug nie. Dis meeste van die tye. Iemand het een keer vir my gesê in die bediening, toe sê iemand vir my die volgende, hy sê, Fred, onthou net, as jy in die bediening is, moet jy altyd gereed wees om misverstaan te word. Dis jou reg om misverstaan te word. Want weet jy wat, mense, ware liefde, kan nie iemand laat voortleef in hulle sonde nie. Hierdie hele idee dat God ons so lief het, dat hy van ons hou net soos dit ons is. Nee. Hy het ons lief omdat sy seun vir ons gesterf het. Hy sien ons deur sy seun, maar hy het ons so lief dat hy ons wil verander. Hoor jy die verskil? God se liefde het my nie so lief wat hy aanvaar alles wat ek doen nie. God se liefde is so dat hy sy seun gestuur het om te sterf vir daai ding wat jy nou doen. Sodat jy dit sal haat wat hy haat. Dit het hom sy lewe gekos. Baie keer dink ek myself, wie van ons het al gesê, wie van julle het al gesê, dink baie keer, ek het hierdie ding wat ek dink, ek kan nie mense se lewens leef nie. Wie het al gevoel, hulle wil jy kan nie mense se lewens leef nie. En wie wat doen jy dan trek jy van mense af, en wie wat sê jy vir jouself, wel gelukkig is ek en Susanna om gelukkig getroud. Verstaan, en ons kinders is fine. Wie voel so? Bogger die res. Is dit 'n lelike woord? Okay. Dis nie 'n mooi woord nie. Okay. Basta die res, solank dit met my huis goed gaan, wie het al so gevoel? Solank dit net met my en my huis goed gaan, dan is dit fyn. Ons vat Josua se gedeelte almal op hulle mure, my huis, ons sal die Here dien. Dit kan nie wees net, solank dit net my en my huis is wat die Here dien nie, dan is dit fyn. Basta met die res. Hulle kan maar, go to hell in a handbag. Is dit liefde? Nou, hoe hanteer ons hierdie liefde? Wat is hierdie liefde? En wat is dit dat, wanneer ons kom by die evil, dat ons dit kan haat en toch nog steeds in liefde optree? Hoor wat sê hy in vers 21. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. So as jy kwaad raak vir die kwaad, as jy kwaad raak vir die evil, wat moet jy doen? Hoe oorwin jy die kwaad? Doen jy wat goed is. Jy sien, dis die verskil, want anders kan ons net woedend bly. Wees woedend op hierdie stadium vir alles, verstaan jy? En dit maak jy net bitter, nee. Dis waar Efesiërs sê, moenie dat jy 'n dag verbygaan en jou woede, jy son laat sak oor jou woede nie. So jy kan 'n dag kwaad wees. Maar daarna, dan moet jy vir jouself vra, wat maak ek met my kwaad? Wat maak ek met my woede? Wat maak ek met die evil wat ek buitekant my sien? Wat moet ek doen? Ek doen die goeie. Nou kom ons gaan kyk wat die goeie is. En hier's wat Paulus praat. Dit is nou 'n lang inleiding om te kom by die bottom line. Wat is dit? Paulus se beskrywing van liefde gaan eerstens oor die medegelowiges. Kyk gou om jou. Hierdie liefde gaan oor die medegelowiges om jou. Kyk vir die ou wat jy nie van hou nie. Kyk gou om jou. Is daar iemand wat jy nie van hou nie? Moet net die oogkontak hou, nie flits vir 'n oomblik en dan kyk jy terug. Iemand wat jou geld skuld. Interessant, Romeine sê, moet dan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe mekaar lief te hê. Sê dit in Romeine 13. Moet dan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe mekaar lief te hê. So kom ons gaan kyk na die medegelowiges. Die liefde moet opreg wees. Die liefde moet nie fake wees nie. Alright, ons kan nie almal hier sit en, hallo Annie. Hallo. John. Ons kan ons altyd, jy weet die kerk van die Here Jesus kan ons altyd fake. Kom ons is so fake, verstaan jy? Ons hou nie eintlik van mense nie, maar ons weet ons moet smaal. Ons klink soos die penguins van die, wat is die storie?
Huh? Smile and wave, boys, smile and wave. Nee, dit klink vir my soos Christene, verstaan jy? Smile and wave, boys, en dis wat jy doen, verstaan jy? En jy agterkom dan dink jy vir jouself, ek wil nie eintlik hier wees nie, want ek hou nie eintlik van hierdie mense nie. Maar ek sal maar smile and wave, want my vrou wil my hê. Betoon hartlike liefde teenoor mekaar, betoon liefde. Wie wat beteken daai woord, die Griekse woord, betoon liefde aan mekaar in? Moet jy nie nou verloor nie. Betoon hartlike liefde teenoor mekaar. Wie wat beteken dit? Jy moet iets doen. Wanneer laas jy, ek sit gister by 'n partytjie langs iemand, sorry, dis ek dwaal nou heeltemal af, kerel. Maar ek sit langs 'n ou, hy sê vir my, wie wat, jy was die eerste ou, 'n man wat vir my gesê het, hy is lief vir my. Dis 'n bietjie weird. Maar hier is die ding oor liefde. As dit nie gesê word nie, as dit nie gewys word nie, kan dit nie liefde wees nie. Paulus sê, kus mekaar met 'n broederlike liefde. Met 'n broederlike kus mekaar. Nou ek weet nie wat dit beteken nie, maar ek druk maar mekaar, verstaan jy? Daar moet 'n liefde wees wat getoon word. Daar moet 'n liefde wees wat gewys word. Dit kan nie net 'n liefde wees wat in my kop wees nie. Dit kan nie wees soos die ou man wat sy vrou gesê het, toe hy die dag met haar getrou het, het ek vir jou gesê, ek is lief vir jou, as enigiets verander, sal ek jou laat weet. Dit is nie die liefde nie. Die liefde is elke dag 'n nuwe dag om iemand te wys wie die persoon is en om in jou optrede vir hulle te wys jy is lief vir hulle. Betoon liefde, jy moet dit wys. Hy sê die volgende, hy sê moenie in julle toewyding verslap nie. Betoon hartlike broederliefde, bewys eerbied teenoor mekaar. Beskou ander belangriker as jouself. Dis wat dit eintlik beteken. Beskou ander belangriker as jouself, ook die mindere, wat ons altyd beskou as mindere. Hier is my vraag vir oggend net vinnig. Wie is jou mindere? Wie is daai persoon wat jy kyk nie eers vir hulle nie? Jy mos nie eers jou asem hulle te groet nie. Wie is daai mense wat jy beskou eintlik 'n bietjie minder as jy weet, want hulle het 'n bietjie minder as jy. Hulle is 'n bietjie minder as jy, want hulle het 'n bietjie minder as jy. Wie is daai mense? Jy het ooit gesien die mense wat vir jou werk in die tuin, verstaan jy? Hoe praat jy met hulle? Dit is interessant vir my, Jakobus skryf dit volgende, hy sê, as daar mense in die kerk inloop en hulle is ryk, verstaan jy, wat doen jy? Jy vat daai ryk mense, jy sê vir hulle, kom sit lekker voor, verstaan jy, mooi luister, hier is die ouens, verstaan jy? Julle sit voor. As daar 'n paar ander mense is, gaan sit julle agter. Verstaan jy, julle is die mindere. Verstaan jy, julle kan niks bydra tot hierdie gemeente nie. Wie is jou mindere? Wie wat leer die Bybel ons dat jy die mindere is? Die Bybel leer ons dat ons almal maar bedelaars voor die Here is. Enigiemand wat 'n bedelaar is, het enige een van julle al gebedel? Niemand nie, alright, wonderlik. Wie van julle het al voor die Here gestaan, vir die Here gevra, asseblief Here? Jy is niks anderste as 'n bedelaar voor die Here nie. En jy beter sorg dat die beeld van God wat oorkant jou staan, hanteer word soos die beeld van God, want jy gaan nou voor hom bedel. Liefde is nie lui nie. Moenie julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Die liefde is nooit lui nie. Dis interessant. Wat 'n verskonings het ons om nie die Here lief te hê, om nie te kom waar ons moet wees nie. Jy weet, ek is besig hierdie week. Ek kan nie nou, jy weet, dit gaan nou moeilik wees. Verstaan, wie van julle hou van die rusbank as jy by die huis kom? Enige man wat hou van ek lag by die rusbank. Dis 'n lekker rusbank, Neil. Verstaan jy? Jy lê daar, jou vrou maak kos en sy was skottel goed en jy lekker rus. Sy moet dan verstaan, jy het die hele dag gewerk. Verstaan jy? Die liefde kan nie lui wees nie. Die liefde kan nooit lui wees nie. Dis wat hy hier sê, bly geesdriftig, dien die Here. Die liefde is nie lui nie, dit maak nie verskonings nie. Ek wil by die Here uitkom, ek staan oggende vroeg op, ek wil met my stilte tyd uitkom, ek wil by mense uitkom, want ek wil dit doen wat die Here vir my gedoen het. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Die liefde is vreugdevol, geduldig.
Verbly hulle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Hierdie woorde, verbly hulle in die hoop, beteken dat die liefde altyd vreugdevol is, maak nie saak wat se omstandighede nie. Is altyd vreugdevol, want ons het 'n hoop. Vir my so wonderlik, Paulus skryf as ons voor die dood staan, dan huil ons soos mense wat nie sonder hoop is nie. Ons huil nie daai huil wat daar, het jy al gehoor mense wat huil by 'n graf sonder hoop? Verstaan jy, dis 'n terrible huil. Maar dan is daar 'n huil wat so hoopvol is, wat ek donderdag om 'n bed ervaar het, 'n huil wat die trane van jou wange afloop, maar wat saam met dit die Here loof en prys vir iemand wat hom geken het. En liefde met vreugde. Jy sien, wie wat het ons verloor? Liefde is vriendelik. Ja, doen jy nie jouself weer guns hierdie week, nee, Jan? Doen jouself, Marietjie, ry, nee, dan kyk jy na mense gesigte soos hulle verby jou ry. Hulle is kwaad. Ons is kwaad, jong. Doen net 'n bietjie, Yuka. Laat mense verby jou ry, en dan kyk jy wie van hulle smaal vir jou en wave. Mense is verskriklik kwaad vandag, want almal is 'n victim van iemand anderste wat hulle seer gemaak het. Het jy al die stories gehoor? Jy kan nie 'n storie hoor en sê, ja, toe ek in graad 2 was, het my juffrou my geslaan, en nou is ek baie kwaad vir almal om my, verstaan jy? En dis hoekom ek hierdie goeders doen. Liefde is vreugdevol. Liefde bestaan uit dat ek nooit 'n slagoffer is van hierdie regering nie. Ek is nie 'n slagoffer van mense om my nie. Ek is die Here se en hy het my lewe in sy hand en daarom kan ek vreugde hê. Maak nie saak hoe swaar dit in my gaan nie. Help julle medegelowiges in hulle nood. Dis wat julle moet doen met die medegelowiges. Help hulle in nood en wees gasvry. Wees gasvry. Dis die medegelowiges se ding. Dan kom hy by die vyande. Hoe het ek my vyande lief? Moenie vloek nie. Moenie hulle nie vloek nie. Moenie 'n sign wys nie. Moenie vloek nie. Seën hulle. Hoe doen julle met daai ene? Seën die wat jou vloek. Seën die wat jou vloek. Wie hoe belangrik is hierdie? Anders is ons besig om te fight. Ek ons maar nou vandag huis toe gaan, want dit beteken niks dat ons hier sit nie. Kan ek ernstig raak vir 'n oomblik? Dan moet ons liewerste huis toe gaan en nooit weer hier by mekaar kom nie. Want as dit nie die lewe is wat ons dink ons moet leef nie. Ons faal baie keer. Kom ons sê dit vir mekaar. Maar as ons nie eers met dink dit is die lewe wat moet ons leef nie, dan moet ons nie eers meer 'n preek luister nie. Ons moet nooit weer luister na die woord nie. Want hierdie is die sentrum van die Bybel. Dis absoluut die hartklop van die Bybel. Seën die wat julle vloek. Die kruis is 'n teken daarvan. Toe Christus hang aan 'n kruis, toe vloek hy nie, wat sê hy? Die ander, het julle al in die evangelies gehoor, wie het gevloek op die kruis? Die ouens langs hom. Tot een van daai ouens besef, maar hy het nog niks verkeerd gedoen nie, en hy sê nie een woord teen sy vervolgers nie, al wat hy gesê het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Wesley Brown het 'n song uitgebring, hy sê, I can wish you the world, but I wish you Jesus. Ek wil jou seën met die seëninge wat daar van Christus afkom op my. Moenie wraak neem nie, los dit vir die Here. Moenie wraak neem nie, los dit vir die Here. Is jy kwaad vir iemand vandag? Nie jou hand opsteek nou nie. Is jy kwaad vir iemand? Miskien is jy kwaad vir 'n familielid. Miskien het iemand jou ingedoen. Verstaan jy? Miskien is daar iemand wat jy nou aan dink wat jy so verkwaad is. Wat jy dink by jouself, as ek daai ook. Jy gevoel terwyl jy dink aan iemand jou vuiste begin so, jy dink by jouself, as ek daai ou kry. Nee. Moenie wraak neem nie. Los dit vir die Here. Gee hulle wat hulle nie verdien nie. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ok, hier's vir vrae. Het julle penne?
Om al julle penne gebring. Ons gaan eksamen skryf. Die liefdeseksamen. Hierdie is net vir jou, vir niemand om jou nie. Alright. Net vir jou, niemand om jou nie. Jou vrou kan miskien jou merk na die tyd. Kyk of jy eerlik was. As ons dink oor liefde, moenie fake wees nie. Wanneer laas het jy agter iemand se rug kwaad gepraat van hulle? Wanneer laas het jy net smile and wave boys en dan dink jy, wie daai vrou? Sy maak my mal. Gedink, nee, gepraat. Dink is alright. Wat is hy rugby speler wat vir die ref gesê het, jy's 'n idiot. Toe sê hy, jy mag nie dit sien, ek sê, jaag jy af. Toe sê hy, mag ek dink? Toe sê hy, ja. Sê ek dink jy's 'n idiot. Verstaan jy? So jy, ja, maar jy moet nie praat of dink nie. Wanneer laas het jy vir iemand opbouende woorde gesê? Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Wanneer jy laas jy vir gesê, wie wat ek waardeer van jou Tinus, nee. Daar's soveel goeders. Wanneer laas jy dit net vir iemand gesê? Randomly. Wanneer laas jy net vir iemand gesê, ek het jou lief? En paas, kan ek dit vir jou sê vir jou seuns en vir jou dogters, jy is vir hulle lief. Sê vir hulle dit. Hoe praat jy met mense benede jou? Hoe praat jy met die mindere? Hier is nog 'n moeilike vraag. Het jy mense in jou vriendegroep wat vir jou niks kan gee nie? Het jy mense in jou vriendegroep wat vir jou letterlik niks kan gee nie? Dit is interessant, jy weet, ons gather ons altyd om ons mense wat iets kan gee vir jou. Verstaan jy? Jy soek hom, jy weet, ons het 'n paar pelle, verstaan jy, en jy weet daar's van hulle wat dan iets vir jou kan gee en iets vir jou kan beteken tye van ek weet nie wat hoe ek daaronder tel nie. Ek dink mense dink ek kan hulle in die hemel kry. Dit is 'n terrible ding. Verstaan jy? As jy vriend is met my omdat jy dink ek kan jou in die hemel kry, kry 'n ander vriend. Maar ek gaan dit nie doen nie. Ons dink, hier is die gevaar, ons het later aan mense wat net om ons staan, omdat hulle is en het wat ons het, en is wat ons is. Ons word eintlik ongelukkig in Suid-Afrika geforseer baie keer, om in 'n area in te trek, wat net mense soos ons daarin kan trek. Wanneer laas, sommer saam met hierdie, wanneer laas het jy net die ou wat by die wag is, by die Silver Lake sê, net gegroet, net ongelooflik in sy oë gekyk en sê, ons waardeer jou so verskriklik baie. Jy doen so baie vir ons. Net dit gedoen. Wanneer laas jy vir die vrou wat vir jou werk het ingeroep en gesê, weet wat, ek weet, ek gooi my klere, ek hang my klere aan die grond op. Ek wil net vir jou baie dankie sê. Wanneer laas jy vir jou kinders geleer om die vrou wat vir jou werk tannie te noem en nie op haar naam te noem nie, want jy doen dit met al die ander tannies wat instap. Wanneer laas, sorry, hierdie is nogal naby my Tiaan. Wanneer laas het jy die blikborde wat jy gee vir sekere mense uit jou huis uit gegooi en dit vervang met die mooiste stel messe en virke en glase en borde vir die minstes. Onthou jy daai tyd, was altyd so onder die kombuis. Kotie, wat is dit nou? Ok, jy mag nie lag nou nie, want dan gee jy jouself weg. Wat 'n verskonings, daai was 'n bietjie lank, wat 'n verskonings gebruik jy om nie by jou geloofgemeenskap jou stilte uit te kom nie? Wat se verskonings gebruik jy? Hoekom het jy lui geword? Jy sê vir jouself, vandag lê ons maar net in die bed, Fred se preek of vanmiddag uit. Enigiemand? Maar nou as jy dit gesê, ek gaan maar net in die bed lê vandag, verstaan jy? Ek weet, jy weet om uit te klim is 'n bietjie moeilik, verstaan jy? Jy kan nie lief hê in jou bed nie. Jy kan nie lief wees as jy in jou huis bly nie. Jy kan net lief wees as jy mense ontmoet en jy mense
begin erken. En dit kan jy net doen as jy hier is. Wat bring jou die grootste vreugde in swaar tye? Die liefde is vriendelik. Wat maak jou smaal, al is dit dat jy baie keer dink, Here, ek is besig om dood te gaan aan myself. Wat gee vir jou daai vreugde? Is God se liefde ten spyte van die omstandighede? Daar gee ek die antwoord weg, maar in elk geval. Wanneer laas het jy iemand sien swaar kry in ons gemeenskap en net gegee? Wanneer laas het jy iemand sien swaar kry in ons gemeente en jy weet nie nou al oorgestap en gesê, ons sal vir jou bid. Maar iets monetairs gegee. As 'n gedeelte in 1 Johannes 4 wat sê, wat help dit? Jy sien jou broer koud kry en al wat jy vir hom sê, die Here seën jou. En jy gee nie vir hulle iets nie. Jy weet, ons het hierdie woordjies wat vir ons baie mooi klink. Die Here seën jou, hoor, ons dink aan jou. Het jy al gedink aan iemand? Het jy al gesien hoe jou dink aan iemand, daai persoon se omstandighede verander het? Ag, die Here wees met hom. Nee, wanneer laas jy iets gegee? En kom ek gee vir jou 'n lekker ding hier in Kruispad, is daar 'n lekker ding, Bella. Weet wat nie, jy hoef nie te gee vir hierdie gemeente as jy gee vir die armes nie. Kan ek julle vrymaak? Christian raak nou bekommerd, want sy salaris op die spel op hierdie oomblik. Sy frikkie bewe, verstaan jy, maar hier is die ding, as die Here vir jou op jou hart lê, wat sê hy vir die ryk man? Dit is interessant, as die ryk man kom, en hy sê, Here, wat moet ek doen om die koninkryk te beerwe? Wat sê die Here vir hom? Die Here sê, okay, jy moet hierdie ding doen, en dan gee hy vir hom die wet, en dan sê hy, maar al hierdie goeders het ek van kindsbeen afgedoen, maar dan sê die Here, okay, as jy perfek wil wees, verkoop alles wat jy het, en gaan gee dit vir die tempel. Gaan gee dit vir die armes. Dis 'n bietjie spanner in the works, as jy enige prosperity ou het, verstaan jy wat vir jou sê, jy moet net meer vir die kerk gee, verstaan jy? Nee, ons sal fine wees, ons gaan oor dit kom. Die Here is nie benoud oor ons rekening nie. Hy is meer besorgd oor die arme ou daar buite, wat jy raak sien elke Sondag, en dan dink jy gooi in die bord, gee iets, verstaan jy? Natuurlik gee jy vir die koninkryk, natuurlik gee jy vir die arbeider, sy loon werd, al daai goedjies, maar hier is die bottom line, as jy nog nooit vir iemand gegee het nie, dan jy nooit die vreugde van God ervaar, wanneer iemand se lewe verander is, ook in terme van hoe jy gee nie. Kan ek gou dit sê vir Kruispad, ek is so lief vir hierdie gemeenskap. Dit wil ek een ding sê, ek dink, daar's een ding wat ek sien, en ek het geleer gee, oor die mense in Kruispad. Ek nie besef, sekere mense kan so baie gee nie. En dit gaan nie oor die hoeveelheid nie, dit gaan oor die persentasie van wat mense bereid is om te gee. Dit gaan oor mense wat niks het nie en gee, dit gaan oor mense wat baie het en gee. Wanneer laas, het jy iemand in die gemeenskap wat jy nie ken nie uitgenooi vir ete? Net gasvry gewees. Wanneer laas het jy gesien, jene, hierdie ou, ek ken hom nie. Luister, volgende week, nee, Barry, hoender en chips by my. En as jy nie geld het nie, sê vir hom, bring jou hoender, ek bring die chips. Verstaan jy? As jy graag net wil ontmoet. Jy al iemand uitgenooi, maar jy sien ons raak so kliekerig, verstaan jy? So ons kan nie gasvry wees nie, want ons huise is oop vir sekere mense, maar vir ander mense is heeltemal toe. So ons raak kliekerig, en in Kruispad moet jy ou versigtig wees, want ek like die mense wat om my is, en dis great. Ons moet hou van mekaar. Ek hou van Andrei, verstaan jy? So Andrei volgende week by ons, hoender en chips, verstaan jy? Nee, daar's ook 'n punt waar jy kom by ander mense wat jy nie ken en sê, ek wil my huis oopmaak. Aan wie behoort jou huis? Hoekom het jy 'n huis? Sodat ander mense iets van God se gasvryheid ervaar. God se innooi in sy huis in. Vloek jy mense wat jou vloek? Wanneer laas jy gevloek? Het jy iemand 'n sagte antwoord gegee wat op jou skree al? Ek het ongelukkig al, nou die dag sit ek in die bank. Ek moet nou bieg. Ek sit in die bank en die vrou, ons moet gaan fika.
Nou wie moet fika as hy al reeds gefika het? Verstaan jy? Ek weet dit is absoluut belaglik. En ek staan in die vrou en sy doen maar net haar werk. Sy's maar net daar oorkant en ek raak so geïrriteerd en ek kan my lag nie hou nie. En die volgende oomblik terwyl ek so op haar afgaan oor hoe werk hierdie fika met standaard bank. Okay, enige bank, verstaan jy, maar hoe werk dit? En die volgende oomblik sien ek sy het so 'n houertjie langs haar, be still and know that I'm God. Jenny, dit was die embarrassingste moment in my lewe. Hier staan ek en ek trap hierdie vrou van 'n kant af uit oor haar fika en hier sê die Here vir my, Fred, ek dink baie keer smaal die Here ook oor ons. Sê vir my, besef nie ek is hier nie. En ek moes daai vrou in die oë kyk en sê, ek is verskriklik jammer, ek is ook 'n kind van die Here, ek het nou glad nie so opgetree nie. Wanneer laas jy iemand wat op jou skree net met 'n sagte antwoord gee? Is jy besig met 'n hofsaak teenoor 'n persoon? Jy is so kwaad vir daai persoon dat jy hulle bereid is om hof toe te vat, na 'n wêreldse hof toe, want jy is kwaad vir hulle en jy wil wraak neem. En jy is besig om hofsaake op hofsaake te hou. Wat van jy los dit vir die Here, dat hy jou hofsaak hanteer? Hoeveel kos jou liefde jou? Dis die laaste vraag, hoeveel kos jou liefde jou? Liefde wen, maar liefde van Christus sê jou alles kos. Voel julle die gewig? Want hy het vir jou lief gehad. Hoekom kan ons lief hê? Want Christus het ons eerste lief gehad. Hy het die unlovableste Fred Lou lief en nog steeds lief en besig om hom steeds te verander. Wie is Fred Lou? Om nie die liefde van Christus uit te stort op ander mense nie. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat U ons lief het. Dankie dat U U liefde uit ons uitgestort het. Dankie dat U ons antwoord met 'n sagte antwoord. Dankie dat U ons genade bewys al het ons dit nie. Dankie dat U vir ons gegee het. Toe ons 'n vyand was, het U vir ons kos gegee. Toe ons 'n vyand was, het U ons iets gegee om te eet. Toe ons 'n vyand was, het U ons dors geles en iets gegee om te drink. En Vader, in hierdie oomblikke raak ons vuurrooi van skaamte, want ons kyk na ons lewens en ons besef, Vader, daar's baie min van die liefde wat oorspoel na ander mense toe. In hierdie oomblikke vul ons met die liefde. Heilige Gees wat in ons woon, die Gees van liefde, steek ons vuur aan die brand. Geef ons 'n liefde vir die wêreld. Nie die liefde soos die wêreld nie, maar die liefde vir die wêreld. Wat bereid is om ons lewe te gee as 'n lewende heilige offer wat vir God aanneemlik is. Asseblief, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.